Ons gaan vandag 'n bietjie praat dat die Here is by ons ongeag goeie of slegte tye, né? En ek wil vir ons uit Jesaja 43 uit lees en ek wil wanneer die naam Jakob kom of Israel kom, wil ek hê jy moet sommer net jou eie naam daarin sit. Want tog die boodskap in die Bybel is ook die boodskap wat die Here vir my en vir jou gelos het. Ons lees hier van vers 1 af. Maar nou Jakob, as jy jou eie naam insit, sê die Here wat jou geskep het, hy wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy behoort aan my. Wanneer jy deur die diep waters van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur die vuur van verdrukking stap, sal die vlamme jou nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. En dan gaan ons 'n bietjie na die Nuwe Testament toe in Hebreërs 13. Hou julle lewe vry van die honger na geld. Laat wat julle het vir julle genoeg wees. Onthou dat God die versekering gee, ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Daarom kan ons moed skep en antwoord, die Here is my hulp, daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan 'n blote mens my aandoen? Dan weer Psalm 91, al sou 1000 langs my val, of 10.000 om my sterf, naby jou sal dit nie kom nie. Nou hierdie is baie bekende verse in die Bybel wat so baie maklik aangehaal word. Baie kere haal ons hierdie verse aan en dan gebruik ons net die gedeelte wat sê ons moet, ons gebruik net die gedeelte wat die Here sê niks sal jou oorkom nie, of nie hierdie of soos die Here sê hy sal altyd by ons wees, hy sal ons altyd beskerm. Maar ons vat nooit die hele konteks nie, wat sê wanneer ons in die wil van die Here is, wanneer ons doen wat die Here van ons verwag, wanneer ons, daar is so mooi vers in Lukas, en Johannes, wat sê die Here is die wingerdstok en ons is die lote, ons moet by die Here ingeënt wees. En as ons ingeënt is by die Here, kan ons staat maak op hierdie beloftes van die Here, kan ons vra vir die Here, ons kan dit bid, maar dit is nie altyd wat gebeur nie. Nou baie sal ons luister, veral met mense, wat dit gaan goed met hulle. En as jy met iemand praat, en veral ons wat die besigheid doen, dan vra jy, hoe gaan dit met die besigheid? Nee, weet jy wat, ons is baie geseënd. Die Here seën vir ons. En weet jy wat, dit is nie alleen nie. Want niks wat ons het, is ons nie. Vir 'n oomblik kan daai goed in jou behoort, en vir 'n oomblik kan dit van jou weggeneem word. En, jy weet, nou sê die mense, ek is baie geseënd, maar baie, as ek die indruk kry, sê dit, want hulle is bang om iets anders te sê, of dit anders te sê, want hulle is bang die goed word van hulle af weggevat. Maar is dit so dat ons ingeënt is aan die wingerdstok? Is dit so dat ons doen wat die Here van ons verwag? So dat ons kan staat maak en sê, die Here seën vir my in my besigheid, die Here seën vir my in my gesondheid, die Here seën my met my finansies, die Here seën my, en ons kan die lys opnoem, want dit is baie maklik om te sê, as dit met ons goed gaan, die Here seën vir ons. Maar as ek na die woord van die Here luister, en ek lees dit, dan kom ek baie vinnig agter, dat die ouens wat altyd voor ons uit was, ek is baie lief vir die as ou kyk na die voorbeelde in die Bybel, die ouens wat ons vooruit gegaan het, dit het nie altyd so goed gegaan met hulle nie, dit het nie altyd so maklik gegaan nie, dit was dat die Here hulle geseën het, in elke opsig het die Here vir hulle geseën, maar dit was nie altyd presies net maklik nie. Dit was nie altyd net elke dag opgestaan en aan die einde van die dag gesê, weet jy wat, die Here het my geseën nie. Daar was struggles, daar was moeite, die ouens moes goed oorkom, elke dag van hulle lewens. Maar wat ons kyk, en ons gaan nou net so 'n paar voorbeelde doen, hierdie ouens was ingeënt aan die wingerdstok. Hierdie ouens was deel van die wingerdstok, maar dit het nie noodwendig elke dag sonskyn en rose gewees nie, nee. Nou ek wil sommer net vir ons hier in Johannes 16, dis 'n belofte wat die Here aan my en jou gee, in vers 33, en julle kan dit maar gerus onthou, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So die Here sê vir ons, en as ons nou kyk na Jesaja 43, Hebreërs 13 en Psalm 51 wat ons nou gelees het,
Het die Here tog gesê, jy gaan deur die vuur stap? Het die Here tog gesê, jy gaan deur waterstrome gaan? Die Here het tog vir ons gesê daar, dat sekere dinge oor jou pad gaan kom, wat nie vir jou lekker is nie. Maar aan die einde van dit, sê die Here tog vir jou, niks van die goed sal jou ooit leed kan aandoen nie. Maar waarvan praat die Here hierso? Weet, ons bestaan uit vlees, ons siel en ons gees. Dis die 3 goed wat elke mens uit bestaan. Nou jou vlees is dit wat tot niet gaan as ons nou sterf. Dit word dan nou of verbrand, of dit sal nou daar in die gat, sal dit nou tot niet gaan. So dit is iets wat ons nooit weer sal sien nie. Dan is dit jou siel, dis jou persoonlikheid, dis wat jy het, dis die keuses en die goeders wat jy maak. Dit is hoe jy jouself bou, deur die hulp van ons Here Jesus Christus. En dan is dit natuurlik ons gees. Nou ons gees is onsterflik. Dit kan in ewigheid nooit tot niet gaan nie. Nooit nie. Dit sal vir altyd daar wees. Die oomblik as jy sterf, sal jou gees ieder na 1 of 2 plekke toe gaan. Daar is nie 'n derde plek nie. Moenie glo dat mense vir julle vertel, daar is iets anders nie. Daar is nie. Daar is 'n hemel en 'n hel. En dit leer die Bybel ons sê dit nie. Dit kom uit die woord van die Here uit. So jou gees, die oomblik as jy jou laaste asem hier uitgeblaas het, gaan ieder na 1 van 2 plekke toe. Jy gaan of hemel toe of jy gaan hel toe. Jy gaan of vir ewig en vir ewig, ek weet nie hoe lank is ewig nie, maar ons gaan vir ewig en vir ewig en vir ewig en nog vir ewig by die Here wees. Of ons gaan in Satan se koninkryk wees. Dit is die 2 plekke waartoe ons heen gaan. So die Here praat, as ek sê, want hoekom ons so sê, baie van hierdie mense het tog gesterf op die einde van die dag. Party het langer en meer dinge deurgegaan. Ander van die mense wat ons nou gaan noem, het dalk op kort tydjie geleef en is dan vroeg oorlede. So die Here, dieselfde boodskap is vir my en vir jou. En dieselfde boodskap vir die ou wat kort geleef het en die ou wat lank geleef het en baie dinge moes deurgegaan het, is dieselfde boodskap. Maar die Here sê, geen van die goed. Satan kan, as jy ingeënt is by die Here, kan nie staat maak, of hy kan nie claim na jou gees nie. Want dit behoort nie aan hom nie. Dit behoort aan die Here. Daar's geen seggenskap wat hy het oor jou gees nie. Nou ek gaan sommer nou net vandag vir jou, en dan wil ek net gou vir jou sê, Romeine 8 vers 28, is ook 'n baie goeie vers om te kan onthou. En ons weet dat God alles, goeie tye, slegte dinge, né? Ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hom wat hom liefhet. En hulle wat geroep is volgens sy doel. Is dit reg? As ons geroep is volgens sy doel, verlief is vir hom, en ons doen wat hy vir ons vra om te doen, of ons probeer doen, na die beste van ons vermoë, om te doen wat die Here ons voorgeroep het, né? Nou ek dink, kom ons kyk net, jy weet, gewone mense soos ek en jy, wat in die Bybel geleef het, en hierdie ouens was nie gevrywaar van die aanvalle van Satan nie. En ek dink, die eerste ou wat ons kan aandink, en ek dink almal van julle nou op hierdie oomblik dink aan Job. Arme ou Job, het dit goed gegaan met hom. Hy het ook elke oggend opgestaan en gesê, die Here seën my. Ek is geseënd, want hy was 'n ryk gesiene man. Dit het goed gegaan met hom, dit het goed gegaan met sy kinders. En tot op 'n dag, kom die Satan na die Here toe en hy sê vir hom, maar Job, dien u net vir alles wat hy by u kry, vir al die blessings en die seënings wat hy kry. En kyk wat doen die Here. Die Here sê vir Satan, is reg, jy kan hom toets, maar jy mag net nie glad nie aan hom raak nie. En ons ken die verhaal van Job. Wat het met hom gebeur? Op 'n dag het daai man alles verloor, sy kinders, sy rykdom, hy het alles, hy het net sy gesondheid gehou. Alles is skielik van hom al weggevat. Nooit het Job die Here verwyd nie. Satan is terug na die Here toe, en hy sê vir die Here, maar dis omdat hy nog so gesond is en dit met hom goed gaan. Die Here sê vir ons, reg, jy kan sy gesondheid van hom al wegvat, maar jy mag nie sy lewe vat nie. Die Here die laaste sê, en ons weet dat Job uitgeslaan het van sere, wat hy potskerwe gevat het, en hy homself moes gekrap het, so seer, daai man was konstant in pyn gewees, maar nie 'n oomblik, al sy pelle het gekom, en by hom kom tyd saam spandeer, en hom probeer convince, en vir hom sê, maar Job, jy moes iets verkeerd gedoen het.
Nooit het Job gesê, dis my skuld hierdie nie. Nooit het Job gesê, maar die Here straf my vir iets wat ek gedoen het, of die Here straf my sommer maar net nie. Hy het vasgehou aan die Here, en daar was soveel invloede om hom. Invloede wat probeer het om daai man se brein te verander, om na die Here te gaan. Sy vrou het ewen na hom toe gekom en vir hom gesê, vervloek die Here en sterf. So erg moes dit vir hom gewees het. Soveel pyn moes hy gehad het. En hy het dit nie gedoen nie. En toe die tyd verby is, toe sê die Here vir Satan, los daai man uit. En die Here genees hom. En hy gee vir hom meer terug as wat hy gehad het. Toe kom seën die Here vir hom. Ten alles sal ten alle tye ten goeie meewerk. Is ons reg, né? Dan gaan ons bietjie verder en kyk ons bietjie na Josef. 'n Jong mannetjie, sy pa se wit broodjie. Sy broers het nie tyd vir hom nie. Verstaanbaar. Julle het ook almal boeties en sissies gehad. Is verstaanbaar. Die mannetjie het gesoek daarvoor. Maar moes hulle hom so probeer straf? Hulle wou hom doodmaak. Ek dink hulle kon hom iewers heen gevat het, 'n paar klappe gegee het en whatever ook al, sy kop so 'n paar keer in die swembad gedruk het of whatever ook al. Dit sou dit geregverdig het. Maar hulle het 'n komplot gemaak om hulle broer dood te maak. Maar die Here het ander planne. Die Here gaan en oorreed vir Reuben om na sy broers toe te gaan en te sê, maar ons kan nie ons eie broer doodmaak nie, want die besluit was klaar geneem. Hulle gaan vir hom doodmaak. Hulle soek hom nie en hulle hou nie van hom nie. Julle weet dat hulle sy klere geskeer het en mos met bloed besmeer het en alles en so vir sy pa teruggestuur het. En net daarna gaan die Here en die Here praat met of die Here veroorsaak dat Juda hom toe nou verkoop aan die slawedrywers en dis hoe Josef toe nou weg is. Maar vir sy pa of vir sy pa vertel hulle hom dat hy nou dood is, dat die kind nou dood is. Soos ek weer gesê het, die man het nie dit verdien nie. In my en jou mensebrein kan ons nie toedink dat jy jou eie boetie sal doodmaak nie. Maar dit is wat hulle met hom wou doen. Hulle was op pad om hom dood te maak. Maar die Here het ander dinge in plek gesit en hy is hier af Egipte toe. Hy word aan Potifar verkoop en was sy lewe maklik? Definitief nie. Hy is as 'n slaaf verkoop. So nou is hy in Potifar se huis, die Here gee vir hom guns. In sy swaar kry, kom die Here en die Here gee vir hom guns. Hy gee vir hom wysheid en Potifar rig hom op om sy hele huishouding en alles vir hom te bestuur. So hy is basies tweede in bevel. En ons weet, ons ken die verhaal, sy vrou kom en sy probeer allerlei snaakse dinge met hom doen en hy gaan sit onskuldig in die tronk vir nog 2 jaar. Hy was hier, nou toe gaan hy soontoe, nou is hy weer terug onder binne in die tronk en in die tronk gee die Here vir hom daar ook guns. En die Here maak hom wys en die Here gee vir hom die vermoë om drome uit te lê. Maar hy sit in die tronk. Nooit verlaat hy die Here nie. Nooit, al hierdie rykdom toe hy daarbo was, het hom nooit weggevat van die Here af nie. Hy het altyd getrou gebly by die Here. Sy seer kry van sy familie wat hom weggestoot het, sy familie wat hom wou doodgemaak het, sy familie wat hom weggejaag het. Nooit het daai goed hom weggevat van die Here af nie. En hy het altyd by die Here gebly en die Here het hom in dit kom gee die Here vir hom weer guns. En ons weet hoe Farao die droom gehad het van die droogte wat op pad is. Toe kon hy dit nou uitlê. En net daar maak Farao vir hom die eerste minister van Egipte weer eens uitgelig. Nou van 17 jaar tot 30 jaar oud het hy nou eers sy plek bereik in Egipte. Was die Here by hom en hy het nooit die Here gelos nie. Hy was altyd ingeënt by die Here gewees. Tot daai 30 jaar en hy kon toe nou op die einde van die dag, ons weet hoe die 12 stamme, sy broers, daar opgedaag het en hy kon vir Israel, wat toe nou Israel is, Jakob se seuns, en hy kon toe nou vir hulle kos voorsien en die hele Israel is op die einde van die dag in Egipte gevestig. So die Here se plan, alles sal hy ten goeie laat meewerk. Ons moet net ingeënt bly. Dan vandag gaan ons gedagte na Daniël toe. Daniël moes buig voor 'n afgod. Hy bly in 'n heidense land. Daar's baie dinge, ons ken ook die Daniël vas.
toe hulle nie wou eet en drink wat in die land was nie. Hulle wou nie deel gehad het daarvan nie, want hulle wil hulle nie ontrein voor hulle God nie. Daar was baie afgode om hulle. Daar was baie lekker dinge wat hulle kon deelgeneem het in. Maar nooit het hulle deelgeneem aan dit nie. Hulle het vasgehou aan die Here. En ons weet ook dat Daniël op die einde van die dag nie wou buig voor die afgod nie. En hy moes toe nou na die leeukuil toe gaan. Daniël was nie gewaarborg dat die leeu's hom nie gaan opvreet nie. Daar was geen waarborg gewees nie. Hy persoon het geweet, sy God sal hom red, as dit die Here se wil is. Maar as dit nie is nie, is dit oukei. Dan kan die leeu's maar vreet. En hy het ingegaan, en ons ken die verhaal. Ten alles, dinge sal ten goeie meewerk. Sadrag, Mesach en Abednego sy pelle. Ons moet net onthou, hierdie ouetjies is as slawe weggevat van hulle ouer huise af. Ook in die paleis ingesit. Dit het lekker gegaan. Jy kon eet wat die koning eet. Jy kon drink wat die koning drink. Nooit het hierdie ouens toegegee nie. Daar kom 'n tyd, toe hulle moes buig voor 'n afgod. En hier is hulle woorde, in Daniël 3 lees ons dit. Sadrag, Mesach en Abednego het die koning Nebukadneser geantwoord, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit u mag bevry, u majesteit. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het, aanbid nie. Ook hulle het nie geweet, as hulle in daai vuuroond ingaan nie. Hulle sê, al sou hy, of al wil hy kan, of hy gaan dalk nie. Maar hulle het nie gebuig nie. Is oukei, as ons vandag dood. Ek sal nie my God verraai of verloon nie, né? Elia, een van die seker die beste voorbeelde ook. Hierdie ou het 'n baie moeilike tyd gehad, in diens van die Here gestaan. Hy moes nuus oordra aan konings, wrede mense. Dan as hy die nuus oorgedra het, moes hy vlug, langs riviere gaan bly, stoksiel alleen. Kraaie bring vir hom kos, moet hy te spruit uit water drink, tot die droogte gekom het en so skuif die Here hom. Die heeltyd moes die man weghardloop en wegkruip, want daar's mense wat hom wil doodmaak, hulle wil hom leed aandoen, oor die boodskap wat die Here hom gegee het, wat hy moes uitgebring het. Op Karmelberg weet ons dat, kom hy toe nou in die profete, toe hulle nou die offer gehad het, en hulle moes toe nou bid om hulle offer te brand, en dit gebeur nie, al hierdie Baal-profete en so aan, en op die einde van die dag het hy gekom, en die Here het vir hulle vuur gegee, en die Here het hom vir almal daarteenwoordig gewys, wie is die ware God. En vir daai oomblik, dink ek moes Elia gevoel het, dis my oomblik waarvoor ek gelewe het, is hierdie oomblik, toe ek voor die hele volk kon gestaan het, en vir hulle gesê het, hier is die lewende God, dit wat julle aanbid is vals. En ek dink hy het baie goed gevoel daaroor. Ek dink deur al sy wegkruip en weghardloop, was dit sy oomblik van upliftment. En hoe lank het dit gehou? Net daarna kry hy die boodskap dat Jezebel op pad is om hom dood te maak. Sy beloof dat sy hom voor môreoggend sal doodmaak. En daar val daai man. Hy val in 'n depressie in. Hy gaan sit onder 'n boom en hy sê vir die Here, ek is klaar. Kom neem my lewe, ek kan nie meer nie. Hy is net 'n mens. 'n Mens soos ek en jy. Sy hele lewe lank hardloop hy en kruip hy weg. En die oomblik toe hy nou opkom en die dinge gebeur en hy staan daar en hy die Here agter hom. Net daarna val sy hele lewe weer uitmekaar uit. Daar hardloop hy weer en gaan kruip hy weer weg. En wat doen die Here? Hy kom bring vir hom kos, stuur 'n engel en hy maak hom sterk. En hy stuur hom na die berg toe en die Here het 'n persoonlike ontmoeting met hom. En die Here sê vir hom, hier is jou volgende stap wat jy moet vat. Gaan na Elisa toe en gaan lei hom op, want hy gaan by jou oorvat. En ons weet dat Elia nooit gesterf het nie. Die Here het hom kom haal. Wat 'n wonderlike ding moet dit nie wees nie. Is dit nie? Maar hy het dit nie maklik gehad nie.
Sy pad om die Here te dien, terwyl hy ingeënt het by die Here, was nie maklik nie. Kom ons kyk so vinnig na die disippels. Petrus word gearresteer. Hy word in die tronk gegooi. Herodes gaan so ver as om te sê, hy gaan 'n voorbeeld van hom maak. Hy gaan sy kop laat afkap. Hulle wag net vir die fees van die ongesuurde brode, dan wil hy, terwyl al die Jode daar is, teenwoordig, wil hy vir Petrus uitvat, en hulle wil sy kop afkap, sodat hulle kan almal sien. Hoekom? Want hy soek guns by die Jode. Net voor dit is Jakobus onthoof, die broer van Johannes, né? Net voor dit. So hierdie goed is vars in Petrus se gedagtes. Hy weet hy gaan sterf. Hy weet hulle gaan sy kop afkap, want die ou het guns nodig en hy gaan dit doen. Wat doen Petrus? Hulle preek, al is hulle in die tronk. Hulle preek vir die laaste wat hulle het. Hulle vertel die mense van die Here Jesus Christus. Ons ken die verhaal, die engel kom en hy haal die kettinge af en hy haal hom uit, maak die deure oop en Petrus kan uitstap. En die Here gee vir hom die boodskap, gaan Petrus, gaan preek, gaan vertel die mense. En Petrus kon uit die tronk uitstap. Hy was definitief gevonnis om te sterf. Hy sou sterf. Dan gaan ons dan kyk ons natuurlik na ou Paulus. Maar die man het dit moeilik gehad. Hy het 'n moeilike pad gestap. En ons kan sy dinge in 2 Korintiërs 11 lees. En dit is nou wat hy sê van sy lewe. Hy vertel dit. Hy sê wat harde werk betref, uitermatig. Wat tronke betref, uitermatig. Wat katshoue betref, in die oortreffende trap. In doodsgevare, dikwels. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 keer is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 van die kere moes ek dag en nag op die oop see oorleef. Ek was dikwels op reis in gevare van riviere en rowers, van my volksgenote, van nie Jode, gevare in die stad en verlate gebiede, gevare op see en gevare onder vals medegelowiges. Ek weet van harde werk en swaar kry, van baie nagte se wakker bly, van honger en dors, van dikwels sonder kos moet klaarkom, van koue en sonder klere. Is dit nie 'n bietjie moeilik nie? Is nie 'n maklike lewe gewees nie. En ons ken Paulus se verhaal, hoe hy gekom het tot waar hy daar gekom het. En die lys kan aangaan van mense. Die hele Bybel is vol van hierdie mense. Ingeënt in ons Here Jesus Christus. Maar dit het nie altyd goed gegaan nie. Hulle het nie altyd gesê, dit gaan goed met my nie. Dit het moeilik met hulle gegaan. Maar hulle kan gesê het, hulle is geseënd. Want die Here Jesus is daar. Die Here het beloof, al gaan jy deur al hierdie goed, vuur, die strome, die riviere, al val daar 10.000 dood, niks gaan jou oorkom nie. Maar hulle is deur die Here gespaar. Paulus, net so 'n bietjie van hy word nou weer gevange geneem deur sy eie mense, en hy gaan tot op die goewerneur, en hy bring sy saak voor die goewerneur, en die goewerneur sê vir hom, maar die man is nie skuldig nie. Hy moet eintlik vrykom. Maar Paulus sê, ek is 'n Romeinse burger, so ek moet myself, julle moet my na die keiser toe vat, dat ek by hom verhoor kan word. En hulle sê toe nie, is reg, hy kan gaan, hy moet gaan. En julle ken die verhaal, hy klim op 'n skip, as gevangene. En terwyl hulle nou voor hulle op die skip kom, toe sê Paulus vir hulle, maar ons kan nie nou vaar nie, die winter is te naby. Daar gaan storms wees. En ons ken die kaptein, en die eienaar van die skip sê toe, nee, hulle moet gaan, want die skip is vol goed wat moet afgelaai word. Want hulle soek die geld. Hulle kan nie wag nie. En die skip vaar. En hulle het nie ver gekom nie, en toe is daar 'n geweldige storm. Vir 14 dae slaan daai storm vir hulle wild. En die bemanning lê op die skip, hulle kan naderhand nie opstaan nie. Vir 14 dae eet hulle nie, hulle is te siek. En Paulus staan op en hy sê, die Here het vir my gesê, nie een van julle hier sal sterf nie. Nie een siel gaan verlore gaan nie.
En Paulus staan in hierdie krisistyd, waar almal opgegee het, staan hy op en hy sê, die Here sê, ons gaan dit maak. Het die skip dit gemaak? Nee, die skip het dit nie gemaak nie. Hy het op die rotse geloop. Maar nie een van daai 276 siele op hy skip het verlore gegaan nie. Almal het aan land gegaan. Die skip is natuurlik tot niet, né? Nou soos Paulus maar is, altyd besig om te werk en te help en so aan nie stil te sit nie, is hy besig om hout op te tel toe hulle die vuur maak. Julle moet weet, is nou winter en is koud en die manne is nat, né? Terwyl hy besig was om die hout op te tel, kom 'n giftige adder en hy kom pik hom aan sy hand. Wat doen Paulus? Hy vat hom en hy skud hom in die vuur af. En hy gaan aan om hout te pak. Die inboorlinge ken hierdie slang. Hulle weet, hierdie man gaan nou opblaas, hy gaan skei met sy mond uitkom. Hy gaan nou dood neerval. Paulus is min gepla. Hy gaan aan om te werk. Die adder lê daar aan brand in die vuur. Hoe kan hy dit doen? Hoe kon Sadrag, Mesach en Abednego dit gedoen het? Hoe kon Daniel dit gedoen het? Hoe kon Job vasgehou het? Want hulle weet, hulle is in wil van die Here en hulle is besig om die Here se werk te doen. So ongeag die adder wat die Satan stuur, gaan jou niks maak. Die Here sal besluit. En nie vir elkeen van ons is dit ongelukkig so dat ons gaan deur die vuur stap en aan die ander kant uitkom nie. Maar dit bly by die Here. Dit bly nie by my en jou om te wonder nie. Dit bly nie by my om jou om te gaan sit en te sê, ek weet nie of ek dit moet doen nie. Nooit het hierdie ouens een keer toegegee nie. Aan niks nie. Nie een keer het hulle aan vrees toegegee nie. Alhoewel dit nie met hulle goed gegaan het op daai stadium nie. Paulus kon net sowel gaan lê het en gedink het hy gaan sterf van hierdie slang, maar hy het hom bloot net afgeskit en gesê die Here sal besluit. Johannes, wat Openbaring geskryf het, nou hierdie is nie in die Bybel nie, maar is van die geskrifte wat hulle gekry het. Hulle het vir Johannes gevat en 'n pot kookolie ingesit, want hulle het nie gehou van die evangelie wat hy verkondig nie. Hy het in daai olie ingeklim, al singende, terwyl hy die Here geprys het. En hy het daar uitgeklim. En daai kookolie het hom niks gemaak nie. Wat doen die mens? Hulle stuur hom na die eiland Patmos toe. Afgesonder. Dis sy straf. Hy moet daar gaan bly, by homself. Wat gebeur op daai eiland? Die Here bring hom die openbaring, om Openbaring te skryf op daai eiland. Die boek wat ons lees, Openbaring, is daar geskryf, deur hom. Stoksiel alleen op die eiland. Die Here het laat alles ten goeie meewerk. Wat doen Openbaring vandag? Vir my en vir jou, kind van God, sê dit, wat is besig om te gebeur? Ons hoef nie te wonder nie. Ons hoef nie al hierdie ander goed na te jaag, die TikToks en al hierdie goed nie. In die Bybel sê die Here vir ons wat gaan gebeur. Hy het vir Openbaring, hy het vir Johannes Openbaring laat skryf daai jare, sodat ek en jy, kind van God, vandag Openbaring kan lees en sê, weet jy wat, en ons kinders en ons vrouens vat en te sê, kom sit hier, hoor wat sê die Here, kyk vir hierdie tekens. Is dit nie hoe goed die Here is nie? Soos ek sê, nie almal het dit gemaak nie. Jakobus, die broer van Johannes, eerste apostel, wat reggestel is. Weereens is nie in die Bybel nie, hy het so 2 versies, het Jakobus gekry in die Bybel, wat van sy teregstelling praat, maar weer in hierdie boeke wat hulle gekry het, hierdie geskrifte, sê dit dat, terwyl Jakobus in die tronk was, is daar 'n Romeinse soldaat aan hom toegeken, en hulle het dit gedoen daai jare so, en die Romeinse soldaat het altyd in sy teenwoordigheid gewees, terwyl Jakobus geweet het, hy gaan onthoof word, het hy die Here geprys, en het hy die evangelie uitgedra. Op pad na die plek toe waar hy sy kop sou afgekap het, het hy gestap, en hy het gesling, en hy het gelag, en hy was vrolik, op pad na die plek toe waar hy sy kop sal neerlê waar hy hom gaan afkap. Dit het so 'n indruk op baie Romeinse soldaat gemaak, dat toe hy daar kom, toe bely hy die Here Jesus Christus.
en hy saam met Jakobus onthoof. Deur net sy voorbeeld, deur net sy lig wat hy was. Hy het geweet hy gaan sterf, maar hy het geweet waartoe gaan hy. Hy het geweet waar hy sy oë gaan oopmaak. En dit het net dood eenvoudig nie aan hom saak gemaak nie. Stefanus die eerste Christen wat gesterf het. En ons weet, as ons lees in Handelinge, hoe het hy gegaan en hy het die hele getuienis, hy het die hele Bybel gevat en hy het die getuienis voor die Joodse raad en honderde ander uitgebasyn, dat almal dit hoor. Hy het gesterf. Hulle het hom met klippe doodgegooi. Maar die woorde was reeds uit sy mond uit. Die woorde was geplant gewees. En hy het nie stil gebly nie. So hoeveel mense wonder ons vandag, het daai boodskap, sy laaste boodskap, nie tot inkeer gebring nie. Ons weet Paulus, wat toe Saulus was daar. Hy was daar as getuie. En ons weet wat met hom gebeur het, 'n paar jaar, maande, ek is nou nie seker na die tyd nie, op pad Damaskus toe nie. So daai man sy getuienis voor hy gesterf het, hy moes plek gevat het, moes aan mense 'n verskil gemaak het in hulle harte. Maar hy het geweet hy gaan sterf. En die mooiste van dit is, natuurlik waar, toe hy net voor hy sterf, en hy sê die Here moet hulle vergewe, toe hy sy oë oopslaan na die hemel toe sê hy, sien die Here staan aan die regterhand van God die Vader. Die Bybel praat van die Here sit aan die regterhand van God die Vader. Die oomblik toe Stefanus sterf, toe sê hy, die Here Jesus staan langs God die Vader. Mense, ek wil so sterf. Ek wil so doodgaan. Waar my Here sal staan en my verwelkom. Is dit nie awesome? Lukas 9, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe vir my ontwil verloor, hy sal dit red. Dis nie net Bybelse mense wat so gesterf het nie, hulle sterf vandag nog so. So nou sou ek hier teruggepraat oor die moslems, wat in duisende tot bekering kom vandag, en dit staan in Openbaring geskryf, van die lande in die ooste, China, duisende tot bekering op 'n dag. Daai mense verloor alles. Ons weet hoe erg die moslems is. Hulle verwerp jou. Hulle sê jou doodmaak. Maar hulle vat daai kans. Want hulle het die Here ontmoet. Hulle het ingeënt. Jy verloor alles. Net so vinnige getuienis wat ek gelees het van 'n pastoor bo in Nigeria. Hy was besig met 'n begrafnis en hulle het hom kom haal en kom arresteer. Hulle het hom gesleep na die eerste hoogspanningstafel of paal wat daar is, hom vasgemaak en 2 drade aan sy arms vasgemaak en het oor die hoogspanningsdrade gegooi. Hulle het hom gelos daar want hulle het gedink hy's dood. Na 'n tyd het die man wakker geword, opgestaan en hy het sy begrafnis gaan klaarmaak. Hy het gaan aanhou preek. Geen vrees. Ander ene weer met stokke geslaan, klippe gegooi, gelos om dood te gaan. En toe hy gesond is, hy preek vandag nog. Geen vrees. Dit gebeur vandag nog, mense. En dit moet met my en jou ook gebeur. Ons gee so baie maklik toe aan die wêreld om ons. Ons sê so baie maklik vir onsself, is nie nou die tyd nie, ek moet nou stil bly. Ek kan nie hier praat nie, ek gaan my werk verloor. Ek kan nie hier noem nie, want hulle gaan my verwerp. Ek kan nie met my gesin praat oor hulle sondes nie. Hulle gaan my wegstoot. As ek en jy ingeënt is in die Here, dan moet ons nie vrees hierdie goed nie. Dan moet ons doen wat die Here vir ons gestuur het om te doen. So 'n lewe is nie altyd geseënd en dit gaan maklik nie. Baie keer as ons swaar kry, dan begin ons die fout by ons soek. Natuurlik moet jy die fout by jouself soek, want dit is heel moontlik jy. Maar is dit nie 'n plek waar die Here jou dalk wil hê nie?
Is dit nie iewers waar die Here jou heen stuur nie? Is dit nie iets wat die Here op jou pad bring nie? Dit gaan ek en jy, of iemand wat naby jou is, nie aan jou vertel nie. Dit is iets wat jy en die Here gaan moet uitklaar. En die Here sal vir jou wys, soos hy dit in Job en al die ander ouens gewys het, en gesê het, as dit klaar is, sal jy verstaan. So natuurlik moet jy die fout by jouself gaan soek, as dinge tussen jou en die Here nie reg is nie. As dinge in jou lewe dalk uit mekaar uitval. Gaan soek dit by jou, maar dit gaan nie noodwendig net altyd by jou wees nie. Dis dalk iets wat die Here jou voorberei voor. Elke ou wat ons hier genoem het vandag, sy getuienis is deur miljoene mense gelees. Miljoene mense. Hoeveel, nee, ek kan nie 'n getal daarop sit nie, maar hoeveel mense se lewens is deur Job se verhaal verander? Hoeveel mense wat alles verloor het? Hoeveel mense wat verwerp is deur hulle eie familie, is deur Josef se storie gered en gaan vandag nog aan. Weet jy dat Josef nie verwyte gehad het nie? Toe sy broers voor hom verskyn, jare na die tyd, het hy hulle nie verwyte. Hy het die mag gehad om hulle te laat doodmaak. Dit kon in 'n oomblik gewees het. Maar hy het hulle vergewe. En God se plan van Israel, wat na Egipte toe getrek het, kon voortgaan. Net so vinnig, Horatio wat Stapford, né? Die ou wat die gedig geskryf het, It is well with my soul. Julle ken daai liedjie, né? Hy is al hier gesing. Hy het nou later 'n liedjie geword. Daai ou het in 1971 verloor hy al sy eiendomme. Hy was 'n eiendomsagent gewees wat in eiendomme belê het as gevolg van 'n vuur. Nie almal nie, meeste van hulle. En dit is 'n geweldige finansiële verlies vir hulle gewees op daai stadium. Maar in hulle verlies help hulle mense wat geen heenkome gehad het nie, en hulle help om daai mense te help om hulle gehuisves te kry. 1973 verloor hy al sy eiendomme, dit wat hy nog oorgehad het, as gevolg van 'n ekonomiese resessie. In 1971 sy jongste seun aan pneumonia oorlede. Op pad Europa toe sterf al 4 sy dogters toe die skip ondergegaan het, en net sy vrou is op die einde van die dag een van die survivors. Hy is toe nou op pad agter sy vrou aan. Hierdie ou het 'n Job storie, as jy kyk daarna. En min of meer op die plek waar die skip ondergegaan het, skryf hy die gedig, It is well with my soul. En oor hoeveel lippe het daai lied nie vandag al gegaan nie. Die Here sal alles ten goeie laat meewerk. Ons moet net ingeënt bly. Ons is nie gevrywaar van swaar kry nie. Ons is nie gevrywaar van dinge wat oor ons pad kom nie, want die Satan gaan bly. As jy ingeënt is, glo vir my, die Satan wil jou kom knip. So ons moet wakker wees. Mense, in 'n tyd soos hierdie moet ons wakker wees. Ons moet begin kyk. Openbaring wys vir ons wat is besig om te gebeur. En ons moet begin oplet. Ek en jy as ouers is verantwoordelik vir ons kinders. Ons is verantwoordelik vir ons familie. Om seker te maak dat die poorte van die hemel vir hulle ook eendag sal oopmaak. Ek en jy kan nie met hierdie kennis loop nie. Hierdie ouens het kennis gehad. Hulle moet dit uitgebasyn. Ons het nou so rukkie terug het ons gepraat oor Jeremia en Jesegiel. Wat moes daai 2 manne nie als opgee om die werk wat die Here vir hulle gegee het te doen? Was dit maklik? Glad nie. Nie vir een van daai 2 nie. En ek wil 'n bietjie afsluit. Openbaring 20 vers 4. En ek het trone gesien. Dis nou wat deur Johannes geskryf is, wat die Here het hom die openbaring gegee, né? En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is. Mense,
net die ander kant ons grense, word mense vandag geonthoof as gevolg van hulle geloof. Reg deur ons geskiedenis, snaaks hoe hulle dit gebruik om meeste Christene dood te maak, né? Om hulle agter in hulle koppe te skiet of hulle koppe af te kap. En kyk wat sê die Bybel hierso, né? En aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van ons Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoofde en op hulle hande nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En dan sluit ons af met Jakobus 1. My broer en suster, wanneer julle in allerhande beproewings beland, moet julle eintlik baie bly wees. Julle weet mos, wanneer 'n mens se geloof die toets deurstaan, veroorsaak dit dat jy kan volhard. Jy moet egter eintyd volhard, dan sal julle julle lewensdoel bereik en geestelik gesond wees. Julle sal niks kort kom nie. Nie alles wat ons wil hê nie, alles wat ons nodig het nie. Volgens die Here, nie wat ons wil hê nie. Vra vir God, as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy hom gevra het nie. So ek wil net afsluit en sê, wanneer ons ingeënt is in die Here, en ek wil amper die kans vat om te sê, as ons nie dinge op ons pad kom wat vir ons ongemaklik maak nie, dan moet ons gaan kyk, wat is ons verhouding met die Here? Dan moet ons gaan soek, is ons werklik ingeënt? Is ons werklik deel van ons Here? Want dit is Satan se hoofdoel, om te keer dat ek en jy, en ons gesinne en ons mense vir wie ons lief is. Ek praat sommer van die ou daar langs jou by die Spar in die ry ook. Dis die Here se wil om daai ou in die hemel te hê, en die Here wil my en jou gebruik om hulle daar te kry. En dit vir jou familie ook. Ons is verantwoordelik vir ons mense. En jy is verantwoordelik eerstens vir jou eie huis. So wanneer ons ingeënt is, en hierdie tipe goed kom nie op ons pad nie, wil ek amper uit my eie uit sê, dan moet ons begin kyk mense. Want die wat ons voorgegaan het en vandag nog vir ons voorgaan, dit word met hulle ook gebeur, dit gebeur elke dag. En dan moet ons net weet, die dag, as ons die hoogste prys gaan betaal, dat dit 'n prys is, dat ons nie ons Here verloon het nie. Ekskuus net iets wat gou by my opkom. Julle weet, Petrus het die Here verloon 3 keer, langs 'n vuur. En waar die Here vir hom kon vertel dat alles reg is, dat die Here hom vergewe het, dat daar geen niks tussen hom is nie. Na die Here se dood, het Petrus gegaan, en hulle het gaan visvang, op 'n bootjie. En Petrus moes met daai gevoel binne hom geloop het, hoe hy sy God, sy Here verloon het, in 'n tyd, toe hy moes opgestaan het. Hy moes met daai bitterheid, moes hy in hom loop, en hy moes leef met dit, want sy Here is dood. En na die Here se opstaan, dan kom hy op die strand, waar hulle besig was om vis te vang. En die Here roep hulle, en hy het 'n vuurtjie gemaak, waarop hy vis vir hulle gebraai het. 3 keer langs 'n vuur, het Petrus hom verloon. 3 keer langs 'n vuur, vra die Here vir hom, Petrus, het jy my lief? En hy sê, ja Here. En hy sê, gaan kyk na my skape, gaan versorg my skape. 3 keer verloon, 3 keer langs die vuur verloon, 3 keer langs 'n vuur, vra die Here vir hom, Petrus, het jy my lief? En net daar, na die 3de keer, toe besef Petrus, sy Here het hom vergewe. En net daarna, ons weet dat Petrus die hoeksteen, of nie die hoeksteen nie, Petrus die begin van die kerk was, en hy kon uitgaan en hy kon sy doel bereik, en op die einde van die dag het hy ook gesterf, vir dit wat die Here vir hom gestuur het om te doen. Is dit nie wonderlik nie? Ons maak ons oë toe. Genadige God en Hemelse Vader, Here, vandag wil ek vir U sê, dankie Here, maar ook in skaamte,
sak ek my kop, Here, en ek dink ook hier is 'n ander Vader, wat weet, Here, dat ons sê ons is ingeënt by U, Vader. Ons sê ons doen wat U vir ons vra om te doen, Here. Maar Here, partykeer is tye vir ons nie geleë nie, Vader. Partykeer kan ons nie vergewe, Here, soos Josef nie. Here, partykeer sit ons ook nou maar in ons eie gemors, in ons eie tronke, Here. En Vader, ons bid, Here, maar ons het nie oorgawe nie, Here. Ons het nie oorgawe soos hierdie manne gehad het om te sê, Here, as ek sterf, sterf ek. Maar U kan my uit hierdie vuuroond uithaal, want U woord sê U kan, Vader. Here, ons glo nie genoeg nie, Vader. En Here, ons sien vandag elke dag mense wat verlore gaan, Here, want hulle ken nie die waarheid nie, Vader. Ons loop met die waarheid, Here. Ons loop met dit, Vader, maar ons hou dit vir onsself, Vader. Here, ons gebed is dat U ons sal vergewe, Here. Dat U vir ons die platforms wat U vir ons skep, Here, dat ons as verteenwoordigers sal opstaan, Here, ongeag dit wat ons kan verloor deur dit, Here. Maar Here, dat ons die woord sal uitbring. Vader, as ons een siel na U toe kan bring, Here, weet ek, Here, sal die hemel juig, Vader, en U sal die werk kom klaarmaak. U sê tog, U Gees sal geen van U saad, Here, sal verlore gaan nie, Vader. En ek bid so, Here, kom gebruik elkeen van ons. Kom Here, kom gee vir ons wysheid, Here, soos U vir Daniël gegee het, Here. Kom gee vir ons wysheid soos U vir Josef gegee het, Vader, om aan te kan gaan, om U woord te kan verkondig. Here, in die boldness soos elke ene, Jakobus, Here, toe hy na sy dood toe stap, Vader, het hy verkondig, Vader. Andreas, Here, toe hy gehang het aan die kruis, Vader, het hy verkondig, Here. Hy het die evangelie verkondig tot die laaste asem uit hom uitgegaan het, Vader. Here, kom gebruik elkeen van ons so, Vader. Ons bid dit, Here, in die wonderlike naam van Jesus Christus in wie ons glo, Vader. Amen.